In die vorige episode ry ons heerlik deur die Kalahari. Ons kamp vir 4 nagte by Rooipits, met leeu's wat deur ons kamp stap en bitter naby aan ons is. In hierdie video skuif ons vanaf Rooipits na Nosop, waar ons 1 aand oorslaap. Daarvandaan ry ons na Metopi voordat ons deurgaan na Mboa-Shubi toe. Kom ry gerus saam met ons en kom ervaar die Kalahari saam met ons. Was lekker, ons kom weer. Die pad vanaf Rooipits tot by Nosop is nie net 'n rit nie. Dit is deel van die avontuur. Jy ry noord langs die droë Nosop rivier en die pad is rof en vol sinkplaat, so jy ry stadig, so gemiddeld net tussen 25 tot 40 km/h. Maar dit maak nie saak nie, want hier is dit nie oor spoed nie, dis oor wat jy langs die pad beleef. Kilos ry ons nou van Rooipits af Nosop toe ry nou? En heeltemal, kyk gou op die GPS hoeveel moet ons nog ry tot in Nosop. Dan tel ons dit by wat ons al klaar gery het. Hier staan 56 kilos. Ok, en ons het al klaar 81 kilos gery. So dis omtrent 137, as my sommetjies reg is. Kilos wat ons nou gaan ry van Rooipits af tot in Nosop, ja. Maar dis nie al wat ons vandag gaan ry nie. Want as ons behoort so teen 1 uur se kant in Nosop te wees, dan gaan ons daarom seker maar 'n draai gaan maak by Marie se draai, Marie se gat. Marie se draai. En ons gaan definitief probeer om gou 'n bietjie kwakte te ry. Ja, want môreoggend moet ons vroeg stoot met Toppie toe, né? Ja. Wel, ja. Ons gaan nie tyd kry môre om 'n bietjie kwakte te ry nie. Nee, ons sal kyk hoe die terugkom, kan ons dalk weer. Maar ons wil nie kase vat op die oomblik nie. Ons weet nie hoe lank dit gevat tot by Metopi. Dit behoort nie lank te vat nie, maar mens weet nooit nie. Ons sit dalk vas, al het dalk leeu's in die pad, wat ons nie nog verbykom het. Gaan jy boeslape sleep of gaan ons net by die daktent? Nee, ons gaan net by die daktent. Ek is bietjie versigtig om die boeslape te steek. Want ons is ook net 2 voertuie. Die een van ons het 'n wingsuit. Ons behoort as een van ons vas sit, behoort ons met wat ons nou het, behoort ons reg te kom. Sou ons vas sit op pad na Mboa toe. Jy wou nou gevra? Is ons nog wakker? Ja, ons is nog wakker. Ons kyk die sandwalletjies, ons kyk die boompies. En voor ons kry dan sien ons weer iets interessant. Ek het net geslaap, maar ek moes nou wakker maak. Daai een wat links ry. Daai een wat links ry, ek skoor op my. Ja, maar ons moet hulle maar saamvat, hoor. Ons kan nie anders nie. Jy beweeg nou op dun ys. Hulle is handig jou vir baie goeie. Mooi. Jy is heeltemal reg oor die hond. Jy maak so. Dit is my naam, my big call. Mooi. Ons draai gou in by Dikbaard skool vir 'n lekker koffietjie en ietsie om te eet. En kyk nou so pas niks gerekord nie. Sê gou weer, wie sê so? Don't quit your day job, baby. Was dit nou 'n groot verrassing, Reino? Ja.
Ons is nou op pad van Rooipits af Nosop toe. Ons oorslaap vanaand voor ons maar bo toe gaan. En hier by Dikpaardskop, hier sal ons raakloop. Hazel en Ben van Ivory Dust Park YouTube kanaal. Ja, So dit is so lekker, dankie dat julle kom hulle sê en ek wil dankie vir al die ander mense wat ons stop en groet en sommer net kom hulle sê dis baie lekker om gesigte by mekaar te sit. altyd lekker. Yes. Maar anyway, nou is ons sportsbra vas, ons valstande is uit, ons is op pad Nosop toe want ons gaan leeu soek. Kasperstraat. Niks met die watergat hier hoor. Die pad Nosop toe is onvoorspelbaar, maar elke kilometer hou iets besonders in. Wanneer jy uiteindelik by Nosop kamp kom, voel dit asof jy 'n hele avontuur agter die rug het. 'n Regte Kalahari reis, vol stof, sand en onvergeetlike ontmoetings. Nosop het 'n winkel met basiese geriewe en brandstofpompe waar jy petrol en diesel kan ingooi en ook jou bande kan op of afblaas. Die ablisieblokke is baie skoon en netjies en daar is ook 'n baie mooi en groot skottelgoed opwasarea en 'n kombuis met basiese geriewe. Ons staan by die premium kampeerplekke wat geleë is aan die suidelike deel van die kamp. Elke kampeerplek het sy eie toesluit ablisiegeriewe wat bestaan uit 'n toilet, 'n opwasbak en 'n stort. Aan die buitekant is daar 'n onderdak opwasplek en werksarea en elke staanplek het sy eie braai. By Nosop het ons 'n paar baie spesiale kampgenote gehad. 4 onvolwasse ooruilkykens wat vir ons eindelose vermaak gesorg het. Hulle was nuuskierig en altyd besig om kattekwaad aan te vang. Ek noem hulle sommer Nosop se kwaaddoenertjies. Hulle is klein donsige bonneltjies wat die kamp laat lewe kry het. Onvolwasse ooruilkykens beland dikwels op die grond. Dit is net 'n fase van hulle ontwikkeling voor hulle sterk genoeg is om reguit te vlieg. Hulle gebruik die grond as 'n beginpunt om weer in laer bome te klim en oefen so om onafhanklik te word. Die ouers hou hulle gewoonlik van 'n afstand af dop, selfs al sien ons hulle nie. Selfs al sit hulle op die grond, kom die ouers snags af en bring vir hulle kos. So hulle is eintlik nie verlate nie, al lyk dit so vir mense. Sy is pragtig. Dis ek ook mooi vir jou.
Die volgende oggend word ons met hierdie pragtige sonsopkoms bederf. Hoe kan 'n mens dit dan nou nie waardeer nie? Nou is dit 'n besigheid om alles van die trailers af oor te kry na die bakkies toe, want ons gaan ons nou net in die daktente slaap. Nadat ons seker gemaak het ons het genoeg kos, water en brandstof en dat die bande afgeblaas is na die regte druk, vat ons die pad opgewonde, maar ook senuweeagtig met toppie toe, want ons weet mos nou nie wat om te verwag nie. Net soos wat ons by Nos op sy hek uitgery het, kry ons hierdie pragtige kudu-oeye sommer so reg langs die pad. Derde, vierde, en dan gooi ek. Ja, ek gaan eers in net 'n gewone 4x4 draai, as 'n ou in tweede rad 4x4 opgekom, maar as ons kan nie, dan gly ons maar net terug met die bult en dan vat ons hom in low range. Hierdie is 'n roete wat beslis 'n bietjie meer uitdagend is. Die pad is smal, diep gespoel met sand en dikwels baie sinkplaat. Jy ry meestal deur oop duineveld en hier moet jy jou 4x4 definitief goed ken. Dis 'n lelike tak wat in die pad hang, hoor. Kalahari Car Wash. Hoe vinnig ry jy? Of sal ek sê hoe stadig ry jy? 10 km/h. Eers die pad is verskriklik uitgery, uitgeskop. Ek dink daar was die moeilike paadjie wat ons gevat het. Dis nie erg so erg. Ik had net verwacht dat je het zelf herkent, want als ik dat zelf opsluit, jij en dan besluit, hier gaat ons naar die difficult pad. Dis 'n stil en afgeleë roete. Daar's geen watergate of geriewe nie. Net jy, jou voertuig en die wildernis. Dis juist hierdie stilte wat dit besonders maak. Jy kry die gevoel dat jy werklik alleen in die Kalahari is en elke duin wat jy oorsteek, hou 'n nuwe gesig in. Skielik, uit die gras langs die pad, seil 'n pofadder reg voor ons in. Mens voel sommer dadelik hoe jou hart begin vinniger klop, want dis nie 'n slang waarmee jy wil mors nie. Gelukkig het hy net sy eie koers gehou. Hy het stadig en selfversekerd die pad oorgesteek.
kyk het hier af. Ja. Dis is vir mense van ander kant af opkom. Ek hou maar aan my hemeltjie tog handvatseltjie vas vir veiligheid. Ek dink dit is spikker reg op die kop geslaan. Die onkies in die appels. Eers 'n bietjie gestop vir 'n piknik. Besig om 'n koffietjie te drink en 'n broodjie te maak. Die afstand van Nosop tot by Metopi is 92 km. Die tyd wat dit vir ons geneem het om te ry was 6,5 uur. Dit het ingesluit om te stop vir koffie en foto's neem. Die pad was erg, maar ons het erger verwag. En soos Dion en Sonja sê, slow going is die regte manier. Die voertuie se banddruk was reg, die manne het hulle voertuie geken en vassit was nie 'n opsie nie. Ek liet werkies. Motorkie. Ja, vir jouself. Die Prado het blykbaar uitgebrand as gevolg van 'n elektriese fout en nie deur grassade in die radiator soos ons gedink het Hy nie. het uitgeklim om sy Jägermeistertjie te drink. Nou sê, ons is nou by Metopi campsite nommer 1. Take next left. Arrive to destination in 130 meters. Daar is die nummer. Ja. But here is the camping site. So voor. Arrive to destination. Dit is actually baie mooi. Na 'n vermoeiende dag op die pad het ons vroeg vuur gemaak, die mooiste sonsondergang geniet en vroeg in die bed geklim, want môre is weer 'n lang dag op die pad. Moenie weggaan nie. In ons volgende video vat ons julle saam op die roete van Metopi na Maboa-Shubi, 'n wilde, afgeleë deel van die Kalahari wat jy nie wil misloop nie.